Goeiemôre, dis dan 27 Junie vanoggend 2025. Lees in 306 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. Nou ja, gister se gedeelte was nou nogal 'n baie moeilike gedeelte. Hierdie is nie veel makliker nie. Maar as jy gister se dalk 1 of 2 keer deurgelees het, sal jy nou vanoggend sin beter verstaan. En die opskrif van hoofstuk 2:4 is die val van die geeste, die val van Adam en die erfsonde. Die val van Adam is eintlik 'n spieelbeeld van die val van die geeste. En Vader verduidelik die ooreenkomste en die verskille in hierdie gedeelte. Meeste van ons mense weet net in die kerk as jy geleer, Adam is die begin. Jy het van niks daarvoor geleer nie. Jy het wel geweet, Lucifer het hom verhef en hy het boos geword. Maar die val van die geeste is die hele skepingsryk van Lucifer, wat eens die magtigste gees was wat geskape was. Hy was die mees aansienlikste, aanneemlikste kind van Elohim. 'n Geesteskind, 'n ligengel. Dis hoekom hy Lucifer genoem was. Nou, na sy val, is die beskrywing Satan. Dis wat hy nou is. So kom ons lees hoofstuk 2:4. Die val van die eersgeskape geeste, oftewel van die vrye en tot lewe gebragte idees van Elohim, in die eindelose ruimte, is die groot skeiding waarvan Moses sê, toe skei Elohim die lig van die duisternis. Hoe dit egter verstaan moet word in die ware sin van die goeie en korrekte ooreenkoms, het ek julle almal alreeds voldoende aangetoon. Die gevolg daarvan, die noodsaaklike materiële wêreld, wie se groot en klein dele, soos sonne, aardes of planete. Ek sien die ouens hier lief om van aardes te praat, maar dis eintlik planete. En maane en alles wat daarin en daarop is toe in die eindelose ruimte verstrooi. Daar is 3 gedagtes wat uit Vader uitgekom het. Die gedagte van liefde was die eerste gedagte. Die tweede gedagte was lig en die derde gedagte was krag. Ewige lewe. Nou, dink aan die son, want dit is 'n tasbare ding vir ons. Eers is die son daar, hy's warm, en hy stuur sy lig na ons toe. En die lig dra die warmte. En die lig wat warmte dra van die son af, het krag, geesteskrag om ons te laat groei, om ons in stand te hou. Elke plant, elke dier verwarm die aarde, sodat die waters kan begin vloei, en dit nie in ysblokke bly nie, en die winde waai en alles, wanneer een deel warm word, dan trek die wind soontoe ensovoorts. So dit is die 3 groot gedagtes wat hy as 3 groot engele geskep het. Ons het nie 'n benul van hoe groot en almagtig hierdie engele is nie. Maar ek kan vir jou sê dat hulle is ontsaglik groot, en alles wat daarna ontstaan het, onder andere daai 7 engelgeeste, het uit die 3 ontstaan. En ons weet hoe magtig hulle is, en elkeen van hulle het 'n ryk. En die liefde het sy ryk gehad, maar het nie geval nie. Die krag of die ewige lewe engel het ook 'n ryk gehad, maar het nie geval nie. Maar Lucifer het geval. En Vader moes lig en duisternis skei. Hy moes die duisternis van Lucifer skei van die ander 2 en hierdie 7 wat geskep is en al die oneindige wesens wat in die hemele is. Hoekom? Want hulle sou die gesonde ryke gekontamineer het. Want onthou, met die skepping van die 3 groot gedagtes was daar nog nie leuen nie. Leuen het nog nie bestaan nie. Boosheid het nog nie bestaan nie. Leuns, boosheid en allerlei dinge wat verkeerd is, het eers ontstaan nadat die geeste saam met Lucifer geval het. Want hy het 'n klomp saam gesleep wat hom geglo het.
En toe moes Vader hulle afseël. Dis amper soos wat jou liggaam doen. Wanneer daar 'n kankeragtige ding begin groei in jou liggaam, dan vat daai liggaam daai gifstowwe en dan versamel hy dit buite op jou vel in die vorm van 'n melanoom, wat dan afgeseël word. Al die gifstowwe is daar binne. En dit is wat Vader met Lucifer se ryk moes doen. Nou die skeiding wat hy gemaak het, of wat hy hier gedoen is, omdat Lucifer gekies het om te val, hy die lig verwerp en duisternis gekies. Duisternis is net anti-liefde. Dit is wat dit is. Dis die teebeeld van liefde. Liefde vir Vader is die hoogste lig, en verwerping van daardie liefde is die hoogste duisternis. En dit is hoofsaaklik net eie liefde. En die manier waarop hy hom toe laat val het, hy het hom verhard. Sy hele geestelike oneindige koninkryk, wat as idees uit Vader uit gevestig is, het nou verhard en vervorm tot sonne, maane en planete, met alles wat daarop is. Al die goed in die hele heelal, waarvan ons letterlik 'n 10.000ste kan sien, wanneer dit op 'n mooi oop nag is. Is net 'n 10.000ste van die hele ding. Is alles gevalle sieledele van hierdie ryk, wat hulle self nou bevind in die minerale, die goed waarvan die planete gemaak is, in diere en plante, en menslike wesens. Party wesens is meer geestelik as ons hier, ander wesens is nog swaarder vleeslik as ons hier. So dit is wat gebeur het. En as jy daai val verstaan, dan verstaan jy dat vanuit hierdie materiële ryke waarin ons nou vas is, en saam met ons oneindige miljarde wesens wat op al die ander planete en sonne en plekke vasgevang is, moet weer uitkom, want Vader wil ons weer terug hê in die huis. Hy het soveel genade, hy sê, dalk kan julle weer vir my lief hê. En dis hoekom ons hierdie aarde het, in hierdie hele skepingsryk wat geval het, dis die skool. Daar's net een skool, vir al hierdie oneindige hoeveelheid planete, waarin jy weer 'n kans kan kry om terug te kom in die Vaderhuis, in die oorspronklike ligryke wat nie geval het nie. En daarom het Yeshua ook vir ons gekom uit 'n ander nie gevalle ligryk. Ons is almal deel van die gevalle ligryk. Dis hoekom ons geneig is na sonde. Maar Yeshua het uit die ryk, en ons verstaan dit, van die liefde gekom. Want hy is die liefde. As engelwese wat bereid was om in die dieptes af te gaan en 'n liggaam aan te neem van die gevalle mense. En dit het 'n geweldige opskudding in die hemel veroorsaak toe hy dit besluit het. Miljarde engele het getreur en gehuil en gekerm, want hulle was bang, hulle verloor hom vir ewig. Want hy was bereid om in Satan se domein in te gaan en oorwinning te bring. Totdat hy vir hulle gesê het, wat is die grootste offer wat die liefde kan bring vir haar kinders? Daar is geen groter offer as om jouself te gee nie. En toe het hulle 'n rustigheid gekry. Maar dis wat als afgespeel het, nog lank voordat daar eers 'n gedagte aan Adam en Eva was om geskape te word. Toe's die aarde nog in vorming. Die aarde het, sommer terwyl ons nou praat, het uit een van die groot sonne uitgekom. Nie uit ons son nie, maar uit 'n ander son. Die maan het weer ontstaan uit die aarde uit. Dis wat Yeshua vir ons leer. Die maan is uitgehaal waar die stille oseaan vandag is. Die maan is nie baie groot nie, want hy is eintlik baie naby aan ons. Dit is hoe hierdie goed ontstaan, en nou vra jy vir my, hoe gebeur dit? Daar is engele, wat so groot en magtig is, wat hierdie goed daagliks vorm, en uitskiet, gooi hulle dit in die ruimte in 'n spesifieke baan in. En dan word hierdie
brandende bal. Na miljoene jare word hy 'n vaste planetêre aarde waar goed kan opgeplant word en mense en diere kan leef. Vader se skepping is 'n oneindige lang en uitgerekte proses. So net so 'n bietjie agtergrond, ons lees dan verder. Is in die eindelose ruimte verstrooi. Nou, die val van Adam is egter al 'n meer feitelike gebeurtenis as die sogenaamde val van die engele. Maar is daarby betreffende ooreenkoms tog homogeen met die val van die engele. Is tog baie naby aan dieselfde. Slegs by die val van Adam het daar egter al 'n positiewe wet tevoorskyn gekom, terwyl by die val van die engele daar nog lank geen wet in gedink kon gewees het nie. Omdat toe eers met die groot ontwikkeling van die wesens wat vrygemaak moes word begin is dis met Adam, en dat daar buite Elohim nog nie sulke verstandelike vermoëns bestaan het aan wie 'n mens 'n positiewe wet kon gee nie. So die engele se val was daar nie 'n wet nie, dit was vrye wil. Hulle het vrywillig vir Lucifer gekies bo Vader. Maar in die geval van Adam en Eva wat geskep is, was daar 'n wet. Die wet was, moenie van daai boom eet nie. Dit was die wet. En hulle het oortree. En Adam kon nie sy vrou beheer nie en sy het eers geëet en toe vir Adam gegee om te eet. En ons het al die ding behandel. Maar dit was die wet, moenie van daai boom eet nie. En hulle het nie geluister nie. As hulle geluister het, dan sou ons die mensdom op aarde 'n baie korter en 'n vinniger pad gehad het terug huis toe. Nou is ons al 6000 jaar met die pad af en dit is 'n worsteling om in die huis te kom. Daarom vind daar tydens die sogenaamde val van die geeste ook 'n noodsaaklike en gedwonge skeiding plaas, terwyl die adamitiese skeiding, omdat dit deur homself veroorsaak was, vry was en sodoende geen dwang nie, maar meer 'n vrye handeling van die eerste vleeslike mens, wat in alle sfere van die siels reeds vry was. In die geheel is dit tog ook 'n handeling wat vooraf voorsien was, volgens die geheime orde van Elohim, wat weliswaar nooit as 'n absolute noodsaak nie, maar tog as 'n toelating onder jy sal en jy sal nie, vanweë die vrye wil van die mens gegee word, om homself deur eie handeling te versterk. In Vader se geheime orde het hy geweet dat die mens so ver gaan val. Maar dit was nie asof hy dit so wou gehad het nie. Maar hy het voorsien dat as die mens weer nog verder gaan val, dan is daar weer vir hom 'n ander verlossingssituasie. Ek sê altyd, dit is omtrent soos wanneer jy 'n vliegtuig ontwerp. Jy het vreeslik baie rigsteen, in Engels backups. As hierdie ding faal, dan kom daai ding in werking. En wanneer dit alles nou totaal en al nie meer werk nie, die vliegtuig stort grond toe, dan is daar uitskietstoel wat jy dan daai ou se lewe kan spaar. En dit is met die val van Adam die geval. Daar is dinge ingewerk om die val te stuit, sodat die mens nog ten spyte van die lae vlak wat hulle in beland het na Adam, en dan nog verder na die vloed, nog steeds verlossing te kry. Dit is hoe Vader se skepping werk. Hy het altyd 'n ekstra plan. Die verskil is soos die geval van 'n mensekind wat sy eie voete nog nie kan gebruik nie, en daarom van die een plek na die ander gedra moet word deur 'n gesonde man wat al lank al baie goed en vinnig kan loop. Wie egter eenmaal self kan gaan, die hoef mens tog nie meer soos 'n pasgebore baba na 'n plek te dra wat 'n mens met die kind en vir die kind wil bereik nie. Maar 'n mens wys hom die vinnigste en sekerste pad na die plek van bestemming.
as die mens wat gesond is en op stewige voete staan, die weg wil loop, dan sal hy die doel ook veilig en sonder gevaar bereik. As hy egter vrywillig met ompaaie wil gaan, nou, dan het hy dit aan homself te wyte, as hy die beoogde doel dikwels baie later, moeiliker en moeitevoller bereik. En dit sien ons dan ook by Adam. As hy die positiewe bevel nagevolg het, sou die mensdom, respektiewelik die volmaakte siel van die mens, nie die baie harde, swaar en gebrekkige vleeslike liggaam gekry het, wat nou met baie erge gebreke behep is nie. En hier sê Vader baie duidelik, dat die val in die paradys se gevolg was 'n vleeslike liggaam. In die kerk is jy geleer, Adam en Eva was kaal, en toe het hulle blare gesoek, vye blare om hulle naaktheid te bedek, en hulle het weggekruip. En omdat ons van kleins af geïndoktrineer is met prentjies en kinderverhale oor hierdie vye blare, het ons dit geglo. Maar die naaktheid was die verlies van 'n geestelike liggaam, 'n eteriese, wonderlike liggaam, wat nie blootgestel was aan die aanslag van Satan, wat alreeds in die gevangenskap in die aarde was. Iets wat ek nie genoem het, toe al hierdie planete en goed gevorm is met die val, het Vader die kern van die bose gees van Satan, wat ons noem Satana, het hy binne in hierdie aardkors ingedruk. So al die kernboosheid is oor hierdie hele uitgestrekte heelal, is ingedruk in ons aarde in. En dit was waarvan af die slang of Nagash gekom het, na hierdie nuut geskape tuin van Eden, en hy het geweet, hierdie twee mense gaan uiteindelik al my mense wegvat, almal wat aan Satan behoort, en hy moes hulle tot 'n val bring. Maar dit was die eerste keer wat hy probeer het, nadat die Adamiet, die mens geskep is, om te heers oor die aarde, en te heers oor alles wat op die aarde ontstaan het, diere, plante, en selfs die materie. En hy het dit toe reg gekry, en hulle verloor toe hulle ligte, eteriese liggame, en hulle kry hierdie swaar en gebrekkige vleeslike liggaam, wat nou 'n woonplek vir die duiwels vanuit die hel geword het, vanaf die kleinste tot selfs die grootstes. En hulle kan nou hierdie vleeslike liggaam, wat die siel in hom het, onthou, wanneer jy 'n mens in die gees bekyk, dan is hier 'n aura om hom, omtrent 'n half meter links en regs, reg om die mens. Dit is die geestelike of die sielsmens, wat 'n uitstraling het van verskillende kleure van die reënboog. Daar's 7 energiepunte wat lig uitstraal. En hierdie siel is nou binne in hierdie swaar, gebrekkige liggaam. En nou kom Satan, en deur die liggaam se genietinge en vleeslike liste, kry hy dit reg om ook die siel te beset met demone of duiwels vanuit die hel. En dit is dan wat die liggaam dan so 'n groot oorsaak het vir die val van siele. Want siele val net deurdat die liggaam die siel beheer, nie anders te om nie. So verstaan dit so dat hierdie uitstralende wesens, Adam en Eva, alhoewel hulle nou in 2 wesens geskei was, het hulle nog steeds die wet gehad, moenie van daai boom eet nie. En daai boom wat hulle die kennis van gekry het, is juis hierdie sataniese gees. Want Vader moes die Satana gees in die tuin van Eden plant. Ek het altyd gevra, en in my domheid toe ek begin het met die studies,
Maar Vader, hoekom, as daar ons nou net 'n boom van die ewige lewe in die tuin was, dan is daar niks moeilikheid nie. Hoekom moes daai boom daar wees? Nou met die val van die geeste verstaan ons dit. Want dis die boom waar agter al die engelgeeste geloop het. Daai boom van die kennis van goed en kwaad, of suiwer en besoedel. En alles wat Satan het is nie net boos nie, daar's goed ook, maar dis verskuil. En hulle moes nie van hierdie kennis gekry het nie. Toe hulle van die kennis kry, toe eet Eva die appeltjie wat basies die gemeenskapsdaad met die Satan was, met een van die engele. Sy as verhewe geestelike wese, wat nog nie die kennis gekry het hoe om voort te plant nie, want Vader het gesê, ek gaan vir 'n rukkie vir julle verlaat, want julle moet nou self op julle eie bene staan, maar moenie van daai boom eet nie. Dis al wat hy vir hulle gesê het. Toe oortree hulle, en toe kom Satan en hy verwek in haar 'n belustiging dat sy met hom gemeenskap gehad het. En daar het haar baarmoeder gekontamineer geraak met die bose. En daar het 'n verandering in haar wese plaasgevind. Sy het geword soos die een met wie sy gemeenskap gehad het. En Adam presies dieselfde. Hierdie engelwese sê Vader in huishouding 1 vir ons het hom sy aangesig verander. Hy het eintlik sy hele wese verander na 'n mooi, pragtige, verloklike vrou. Die boek sê daar 'n tweede Eva. En toe het Adam ook geëet. Hy het ook gemeenskap gehad. En daardie gebrek wat daar ontstaan het in hom, in sy wese, het ook 'n permanente letsel in sy siel veroorsaak. So daar was 'n letsel in Eva se siel en 'n letsel in Adam se siel, wat nou voortgedra sou word deur hulle nageslag. Dit was 'n geweldige groot sonde wat hulle twee gepleeg het. Want jy kan nie dink dat as hulle regtig 'n appeltjie geëet het, hoekom moet Vader nou so kwaad word? Die fout lê nie by die appel nie. Die fout lê dat hulle nie sterk genoeg geraak het aan die kennis van die boom van die ewige lewe nie, en voortydig van die kennis van die boom van goed en kwaad geëet. Almal van ons het daai twee bome in ons innerlike tuin. Jy weet wat's reg en jy weet wat's goed en jy weet wat Vader van jou verlang. Maar jy weet ook wat die wêreld is. En jy het elke dag, jy en ek het elke dag die keuse van watter boom ons wil eet. So dis nou wat daar gebeur het, en nou het die mens 'n baie langer pad vir homself gekies deur sy ongehoorsaamheid. Want nou, waar hy effens bo aan die vlees was, as 'n geestelike wese, maar wel met 'n vaste liggaam, soos Yeshua dit vir ons gewys het na hy opgestaan het uit die dood, het hy nog steeds 'n vaste liggaam gehad, alhoewel hy geesteswese was. Hy het deur mure geloop, hy kon verskyn aan mense, hulle het nog so geloop, dan verskyn hy sommer langs hulle. Maar ook kon hy vis eet saam met die disippels, net soos 'n gewone mens. So, hy was nou verlos van daai swaar, gebrekkige vleeslike liggaam. En hy het vir ons almal weer die liggaam teruggekoop wat Adam en Eva gehad het, met sy dood aan die kruis. En daar is nie 'n manier dat jy en ek uit hierdie gebrekkige vleeslike liggame gaan kom, tensy ons die verlossingsdaad by Golgotha herken en erken nie, en onsself ondergeskik stel daaraan. So, die ding stop nie by die dood nie. Dit gaan aan die ander kant. Aan die ander kant is daar opleidingsskole waar jy weer 'n vleeslike liggaam gaan kry, en jy weer gaan veg teen die vleeslike begeertes. Daar is voorsiening dat jy aan die ander kant 'n semi-geestelik vleeslike liggaam gaan kry. En as jy baie goed gedoen het in die liefde op die aarde, kry jy 'n
volmaakte eteries geestelike liggaam en jy gaan reguit na die Vaderhuis toe. Maar die ompaaie wat hy hiervan praat in vers 5 strek baie verder as net hierdie aardse lewe. So as jy by jou dood nog nie die doel bereik het nie, is daar nie noodwendig net een helse vuur vir jou nie. Daar is oneindige ander plekke wat baie onlekker is, maar wat nog steeds die pad na die koninkryk toe vir jou jy kan dit nog bereik. Alhoewel dit baie lank kan vat. Joshua sê duisende jare. Ons gaan aan. Maar die ongehoorsaamheid teen die positiewe gebod, moenie van daai boom eet nie, het die eerste mens noodsaaklikerwys op 'n groot ompad gebring, waarop hy nou die doel baie moeiliker en baie later sal bereik. Jy dink weliswaar by jouself, sjoe, hoe kan 'n klein slegs morele voorskrif om gehou te word of nie? Hier sê hy vir ons dat dit is 'n morele voorskrif en nie 'n voedselvoorskrif soos 'n appel nie. Op die gesamentlike natuur van die mens nou so 'n wesenlike invloed hê. Adam sou sonder die dom genot seker net so goed die vleeslike Adam gebly het as wat hy deur die groot genot van die appel geword het. En hy sou eenmaal seker net so goed vleeslik moes sterwe, soos wat dit nou nog met alle mense die geval is. Aan die een kant het jy wel gelyk, maar aan die ander kant ook ongelyk. Die genot van 'n appel, wat 'n gesonde en soet vrug is sekerlik nie dodelik nie, want anders sou alle mense wat nou appels eet spoedig daarna sterwe. Dis aan die appel self skort weinig of niks nie. Maar as hy vir 'n onbepaalde tyd nie geëet mag word nie, wat dan slegs bedoel is ter verdere verstewiging van die siel, en die siel egter, bewus van haar vrye wil, die voorskrif minag en oortree, dan veroorsaak sy in 'n sekere sin 'n deurbraak in haar wese, en dit lyk dan na 'n oop wond, wat moeilik heeltemal te genees is, want ook al word die wond 'n litteteken, dan word dit deur die littetekenvorming tog 'n aantal vate so beknel, dat die lewenssappe van die siel nie goed daar kan sirkuleer nie, en op die plek van die litteteken steeds 'n onbehaglike, pynlike druk uitoefen. Right, kom ons verklaar dit in eenvoudige woorde. Die genot van seks of van gemeenskap in die tuin van Eden met 'n sataniese wese, dit is die appel, is sekerlik nie dodelik nie, soos wat ons dit nou al kan sien, dat wanneer iemand wat in 'n huwelik is, oortree en wat is die woord, pleeg, egbreek pleeg, eintlik is daar 'n beter woord, oorspel pleeg, sterf jy nie, maar daar is dinge binne in die mens wat geraak word daardeur. Die vrou se baarmoeder word gekontamineer en haar hele sielswese word gekontamineer, sodat dit was toetse wat in Engeland gedoen is by prostituie, dat hulle agter in die brein is 'n versameling van manlike DNA van tot oor 200 verskillende mans het hulle by die vrouens opgetel. Dis gestoor in daai liggaam en natuurlik ook in die siel. So dit is die toestand met die vroulike. Dit is die litteken wat alle vrouens dra wat baie mans gehad het. Nou, Adam se litteken is omdat hy die saaddraer is en hy sy saad nou in hierdie wese wat 'n sataniese androgeen wese was, wat manlik en vroulik was, hy kon homself verander in 'n vrou of in 'n man, het hy daai siele aspek van gehoorsaamheid het hy oortree. En dit het 'n effek
definitief op sy saadstorting verder aan. Meer so die vrou, wat die eiersel is, wat die saad moet ontvang. Maar in kort, het daar 'n ding gebeur met Adam en Eva se voortplantingsorgane, wat 'n ewige invloed op hulle nageslag gehad het. Vader het gesê, moenie nou eet van daai boom nie. Ek sal kom en vir julle verduidelik hoe julle kan voortplant. Julle moet eers 'n bietjie sterk word. Dis soos 'n mens wat groei. Kinders van 10 en 12 jaar kan nie voortplant nie. Hulle moet eers groot word. Hulle moet eers hier by 18, 20, as hulle ryp is, dan kan hulle 'n maatjie vat en kinders verwek, want dan is hulle in staat om daai kind op te voed. En dis wat Vader vir Adam en Eva gesê het, staan vas, ek sal julle wys hoe om gemeenskap te hê. Nou met al die inligting wat ons het, kom ek verduidelik hoe hulle moes gemeenskap gehad het, want hy sê dit vir ons, want dit is in die 1000-jarige vrederyk ook hoe dit sal gebeur. Man en vrou staan teen mekaar. En die man trek die vrou se gees onder sy gees in, deur gebed. En dan trek hy beide se gees op na Vader se gees toe. En dan vra hy vir Vader vir 'n verwekking van 'n vrug. Omdat hulle nou in 'n bietjie heelwat verhewe liggaam was dit dus moontlik om so 'n kind te verwek en 'n kind te baar sonder pyn. Maar nou, omdat hulle oortree het, wat het Eva gekry? Sy het 'n vleeslike liggaam met 'n vleeslike baarmoeder gekry, met 'n geweldige pyn moes sy verder geboorte gee, want dit staan in die skrif, dit was haar straf. En Adam, in die sweet van sy aangesig, moes hy sy brood verdien. Ons sal nou sien dat daar ook 'n ander aspek aan dit is. Kom ons lees verder. Daardeur word die siel daarvan weerhou om vernaamlik vir die vrye ontwikkeling van die gees in haar te sorg. En sy skenk nou die grootste deel van haar aandag om die litteteken te laat verdwyn. Nou ja, daardie litteteken heet wêreld. En kyk net waar het die wêreldse al eerste begin. Met gemeenskap. Aan die onderste energiepunt, wat tussen die bek en bene lê. Die siel doen voortdurend moeite om van die litteken ontslae te raak, want dit maak die siel sorglik. Dit wil sê, dit gee haar wêreldse sorge. Maar hoe meer die siel haar afsloof, hoe ruwer word die litteken. En hoe ruwer dit word, hoe meer sorge veroorsaak dit. En die siel kan uiteindelik niks anders te meer doen, as net om haar maar met die genesing van die ou litteken besig te hou nie. Dit wil sê, om haar sorgeloos te maak. Sy word uiteindelik byna heeltemal een met die litteken, en bekommer haar dan maar weinig oor haar gees. En kyk, dit is die sogenaamde erfsonde, wat ons almal gekry het van Adam en Eva af. Dit is daardie verskriklike litteken van die wêreld wat ons oorneem in ons lewens, totdat jy op die punt kom waar jy lig en duisternis in jouself skei, wanneer jy die skepping van die mens proses bereik en begin loop. Kom ons lees maar gou hierdie ene deur. Hoe kan dit egter erflik wees? Dit is hoofstuk 2:5, die mag van erflikheid. Kan 'n mens vra? Baie maklik, veral by die organiese sielvorming. Wat sy eenmaal opgeneem het, kan sy duisende jare behou, as dit nie deur die gees in haar weer heeltemal in orde gebring word nie. Kyk eers na die tipe mense binne 'n volk. As ek julle nou die gestalte van sy oerstamvader laat sien, sal julle almal baie gou beaam dat daar 'n belangrike ooreenkoms bestaan met al sy nakomelinge. As die stamvader 'n goeie en meelewende man was, en sy vrou ook, dan sal daarna, op 'n paar uitsonderinge na, daardie hele volk meelewender en beter wees, as 'n volk
met 'n opvleiende, trotse en heersigtige stamvader. As 'n geringe, uitwisbare trek van 'n oerstamvader, fisies en moreel, nog na 'n paar duisend jaar by al sy nakomelinge, baie goed te herken is, hoeveel te meer dan 'n karaktertrek van die eerste mens op aarde in al sy nakomelinge. Want sy siel was in die begin baie ontvankliker en daardeur baie gevoeliger as die latere siele, by wie die merkteken van die Vader dadelik by die verwekking in die stroom van die lewenssaad ingeprent word, en vervolgens op die natuurlike weg nie meer uitgewis of selfs vernietig kan word nie. Jammer genoeg vervorm daardie litteken die siel baie, en Elohim het altyd alles aangewend om 'n siel self die moontlikheid te gee, om daardie kwade litteken vir altyd te laat verdwyn. Maar dit wou tot op hede nie so baie goed slaag nie. En ek het nou self, Yeshua, het nou self daarvoor na hierdie aarde gekom, om daardie ou aangename litteken uit te wis. En daai litteken is 'n gesamentlike naam vir alle sonde. En dis wat Yeshua gekom het voor. Ons dra so baie aan hierdie erflike sonde, dat hy gekom het, en as jy hom vra om jou sonde vir jou te vergewe, dan vat hy daai erflike sonde weg. En hy help jou om nie meer daai drange te hê nie. Sê nou maar jy het 'n drang gehad vir een of ander ding, jy kan nie by prostituie wegbly nie. As jy daai erfsonde, daai litteken vir hom bring, dan vat hy daai duiwel wat hierdie emosie in jou opgewek het, vat hy uit. Hy maak jou skoon. Maar dit kan ons nie meer, die mens kon dit nie meer self doen nie. Dit is te swak. En ek sal dit ook uitwis, maar dit sal gebeur deur die talle wonde wat in my liggaam geslaan word. Dit kan julle egter nou nog nie verstaan nie, want hy was nog nie gekruisig nie. As dit so ver gekom het, sal julle dit ook verstaan. En die Heilige of aparte Gees van alle waarheid sal julle dan daarby in alle wysheid lei. Julle het tog ook in Moses gelees hoe hy praat oor die vloek van Jahwe oor die aarde, en dat daar staan, in die sweet van jou aanskyn sal jy verder jou brood verdien. En dan staan daar oor die aarde dadelik na die vloek, dorings en distels sal jy dra. Kyk, as jy dit letterlik sou wou neem volgens wat die woorde weergee, dan sou jy ten minste, as dit ook werklik so letterlik bedoel was, die volste reg gehad het om Elohim van 'n domheid te beskuldig. Maar so uitspraak moet maar alleen sielkundig of psigies en eintlik geestelik opgevat word. Verval die beskuldiging self. Die mens is altyd self daarvoor verantwoordelik, as sy bestaan moeiliker word, soos wat hy dit ook aan homself te wyte het, as daar in 'n bepaalde land die oes dikwels slegter is, as wat dit normaalweg sou moes wees, want die weersgesteldheid hang nie heeltemal van die wil van Elohim af nie, maar ook van die wil van die mens. As 'n siel eers eenmaal in haarself heeltemal bewus is, en met die gebruik van haar verstand, so ver kom dat sy in haarself die orde van Elohim goed kan sien en herken, dan moet sy vervolgens ten behoeve van haar verstewiging self handelend begin optree, volgens die orde van Elohim wat in haar bestaan en herken kan word. So jy moet doen, help nie jy ken en jy doen nie. Doen sy dit egter op 'n bepaalde punt nie, maar laat sy dit na, of doen sy in die plek daarvan iets heeltemal teenoorgestel, dan is dit duidelik dat sy haar op daardie betreffende punt 'n skade toebring wat nie maklik uitwisbaar is nie. Uit haarself kan sy haar nooit weer daarvan bevry nie, omdat die gevolg is dat haar werksaamheid min of meer in die war raak. Kyk, dink maar aan die mense in die kerk, hulle is heeltemal in die war. En in die loop van tyd ontstaan daaruit vanself steeds meer beperkings van die siel, soos allerlei blindheid,
Dit is nou geestelike blindheid, domheid, geestelike domheid, onverstandigheid, swak begripsvermoë, vrees, moedeloosheid, treurigheid, angs, ergernis, toorn, woede en uiteindelik selfs vertwyfeling. En hierdie eienskappe het ek almal teëgekom wanneer ek met kerkmense praat. Daar is nie 'n vermoë om dit wat hy lees te begryp nie. Daar's nie 'n begripsvermoë nie. In my tyd op skool het ons begripstoetse geskryf. Ek weet nie of hulle dit nog doen nie. En ek het al vir baie gesê, hoorie, jy moes jou begripstoets op skool gedop het. Want hier lees jy wat daar staan, maar jy begryp dit nie. En dis alles deel van hierdie erflike sonde, wat die siel heeltemal letsel op letsel gee. En dit sê hy is nou die dorings en die distels, wat die aarde, dit wil sê die verminderde verstandelike vermoëns van die siel, self in haar laat opgroei het, as parasiete op die origins gesonde takke van die bome. Dis dorings en distels. Ek het in die begin dit ook nie so verstaan nie. Ek het verstaan die mense het kaalvoet geloop, en ons weet nou as jy kaalvoet loop, is jy baie gesonder af as met skoene, want jy trek van die magnetisme van die aarde in jou wese in, en jy het 'n baie beter uitstraling. En toe dink ek, omdat Adam nou gesondig het, het Vader toe nou die aarde bestrooi met dorings en distels, en nou kan jy nie meer kaalvoet loop. Wys jy hoe dwaas was 'n mens in die begin. Maar hier is die dorings en die distels, is hierdie eienskappe van siele, wat deur die erfsonde gepla word. Want ons almal was daar. Ek was daar, en is steeds seker nog van hierdie eienskappe in ons. Die vloek van Elohim is niks anders nie as die geskende, verhelderde insig, as die geskenkte, verhelderde insig aan die siel, wat haar self bederf het, dat sy haar in werklikheid self in weerwil van die orde bederf het, en waarom sy daarom slegs deur eie skuld verder haar brood in die sweet van haar aangesig sal moet soek. Die brood is die woord, en ons mense kom nie by die brood uit nie. En die sweet van die aangesig is niks anderste as die alreeds besproke sorge litteken van die siel nie, wat sy haarself deur die genot van die mosaïtiese appel toegebring het, iets wat sy ook baie goed kon vermy het. Weereens iets wat maar oor en oor gelees moet word, maar dit bring net 'n ander perspektief, en maak nie saak of jy dit nie heeltemal verstaan nie, wat jy wel definitief weet, dis waarheid. Dis waarheid, want geen mens op hierdie aarde kan so praat. Net die een wat die aardes, die sonne, die maane en die mens geskep het, en wat saam met die mense val, altyd aan hulle sy was. Net hy kan vir ons hierdie woorde gee. So besluit maar self, of jy dit, die litteken in jou, wil genees, of oorkom. Kan hom nie eintlik genees nie, jy moet hom oorkom. Hy sal altyd daar wees, die litteken sal wees, wanneer jy sterf aan die ander kant, sal jy daai littekens dra. Maar, jy kan jou bevry van die aarde, as jy die brood gekry het, deur sweet en worstel. Jy moet 'n poging aanwend. Engels sê, make an effort. Baie dankie.